Ek voel so bevoorreg om die heel eerste ene te wees wat met jou kan gesels en ek is bly ons doen dit op kuiersake want jy is 'n kuiermens. Ons kuier lekker op jou musiek en jy's net 'n lekker mens om saam mee te kuier. Nee, dankie. Ons het al lekker saam gekuier op baie feeste en wat ook al deur die land so. Ja. Ek maak nie musiek so ek moet dit maar uitvoer ook, maar ons kuier op 'n lekker manier. Altyd. Nou, omdat ek eers met jou gesels, wil ek jou 'n bietjie terugvat na jou grootwordjare. Dis mos net nou die dag gewees, nee. Waar het jy groot geword? Pretoria. Ja. Pretoria groot Ek het geword. geweet ek hou van jou. Ja. Ja. Irene gebore. Ma's van Zimbabwe af, so ek dink sy het deurgekom vir 'n kuier. My pa ontmoet wat 'n van Heden was en hulle het opgehoek. Nice. En dis nee, hier is die produk. Dankie Wel, tog daar's 'n daarvoor. hele paar van hierdie produkte daar buite. Ja, hoeveel boeties en sissies het jy? Ek dink ons is eerlikwaar as ek sê ek dink regtig. Ek dink ons is 8 of 9. Dis meer as 'n netbalspan, kyk. Ja, maar is ons 8, 9. Ek sal nou net tel. Okay. Het jy soos 'n familiegroep? Is julle almal Nee, ons is almal baie close. Dit is net ek moet is ek die 8ste of is ek die 9de? Ek weet nie. Maar daar is 'n dis 'n lekker familie. Ja. Ons kuier lekker saam. Hulle is almal daar buite, almal suksesvol in eie reg en is lekker. Ek's nou die enigste sanger, maar ek dink die meeste van hulle sal kan sing as hulle probeer. Regtig, so daai musiektalent kom deur met almal. Ja, ek dink so. So, wie is jou gunsteling boetie of sussie? Nee, grap, ek gaan dit nie so expose. Nommer 9. Hoopelik het daar nie nog wat van ons weet nie, nê. Nee, Okay. dit was nie so nie. Nee, ek check maar net, net. Sê gou vir my, jy het voordat jy hierdie absolute superster geword het in Afrikaans, het jy so baie ander werke gedoen en ek dink iemand wat altyd vra, hoorie, maar hoe het jy nou gekom waar jy gekom het? Ek dink baie mense moet weet, jy het baie verskeidenheid werke gedoen, onder andere wildbewaarder. Wel, dit was nie baie werke nie. Okay. Ek het baie goed probeer. So Okay. ek het vir 3 maande het ek toergroepe gevat in die Kreewildtuin in. So ek was 'n jong amper op pad na wildbewaarde tipe ding toe en dis nog steeds my liefde. As ek nie gesing het, sou ek definitief 'n wildbewaarde of 'n Big 5 Game Lodge gehad, daai tipe waar. Maar Jy was in die weermag? ek was in die weermag, ja, maar ons moes weermag toe gaan. Maar wat wense nie weet Maar ek was in die weermag orkes, vermaaklikheidsgroep. vermaaklikheidsgroep. Dit was 'n hele klomp popbands en ek was die sanger vir een band en daar was nog 'n hypnotist, die ander hypnotist, hy was my roommate. Ons verskillende bands het goed gehad en dit was great. Ja. Dit was lekker leerjare daai. Daai is leer soos universiteit vir mense wat normale werk is soos julle se net. Maar ja, ek het al daai goed gedoen en ek was self bietjie gebou. My pa, my broer, hulle is almal bouers, so ek het my hand probeer daar vir 'n klein rukkie, maar waar ek al dit was en wat ek al gedoen het ek opgeëindig waar ek sing. Ja. So ja, dit was baie weird op 'n bouperseel of in 'n bus vol 44 Taiwanese lugvaartdinne op pad Kreewildtuin toe. Dan ontdek hulle ek is nou hierdie sanger. Ja. Dan speel ons iets kalm soos strip sang tipe ding. Ja, ek joke, maar dit was eintlik waar ek was, het ek gesing. So ek het aan die einde van die dag, dis waar ek moet wees. Ek dink ons almal kan saamstem, ons is bly dat jy jou sangtalent en jou sangloopbaan toe gevolg het en nie alle ander, jy weet, beroepsuitdagings aangepak het nie, maar dat ons jou kan geniet, jy weet, en ons jou musiek kan luister. So ek dink, as ek praat vir die res van Suid-Afrika, glo ons is bly dat jy is waar jy is. Herontdek Suid-Afrika se pragt en uniekheid. Begin jou reis met 'n Easy Shuttle. Kontak Easy Shuttle vir navraag en besprekings wêreldwyd. Nou ons is terug met Kurt Darren en ek wil net sê kategories, volgens my, dink ek, Kurt is suksesvol in die lewe, maar ek dink hy het regtig die boerpot raak geslaan toe hy met Donay getrou het. Sy is vir my sekerlik die mooiste vrou in Suid-Afrika. En sy raak net mooier en mooier elke jaar. Ons is nou 21 jaar saam. Jo, Hoe oud is in die bos? ja, Ons is so oud as in die bos. goeie genigtig, is dit waar julle ontmoet het? Nee, ons het nie by ontmoet by in die bos, ons ontmoet baie cheesily op 'n musiekvideo. Okay. Maar van daar af net sterker geword. Maar ja, kyk, my vrou is iets baie spesiaals, jy weet. Dit is vir my eer om aan haar sy te wees elke dag. En sy is daar vir ondersteuning. Sy is nie 'n fan van my musiek nie.
in 'n goeie manier. Ja. Sy ondersteun my musiek, maar Ja. sy's nie daai sy's nie haar regtig haar vibe nie, maar haar hele ondersteuningsding van wat ek doen is vir my fantasties, maar sy wil nie backstage kom sit by feeste en goed soos dit nie. Dit is net nie sy nie. Hoor jy? En ook hierdie kinders nie, jy weet, hulle is albei gelukkig lekker musikaal en sportief. Hulle doen redenaars, hulle doen al daai tipe goed. So ek weet nie wat se pad gaan hulle volg in die lewe nie, maar wat ook al hulle doen, sal ons definitief daar wees om hulle te ondersteun. Potensiële sangers? Ja, al twee van hulle. Wat is hulle name? Cade en Kyra. Cade is 8 jaar oud en Kyra is 10 jaar oud, Ja. dogtertjie. Maar Cade het 'n ding. So Kyra werk baie hard en as sy wil sing, dan sing sy en sy luister musiek elke dag tipe ding. Jou musiek? Nee. Hy is nie van jou musiek ook nie. Nee, ek sal nie sê sy hou nie van my musiek nie, maar sy vra die altyd vir Papa, kan ons asseblief Kaptein luister nie. Okay. Selfs met Hop op Spinnekop, dit was nie haar eerste keuse nie, dit was 'n Taylor Swift wat ook. Dit is so ironies en ek kan nou vir jou waarborg die res van Suid-Afrika se kinders luister Kaptein en Meisie en Hop Spinnekop, Ja. maar jou eie kinders weier. En ek het vir hulle gesê, ek sê wat's verkeerd met julle? Ek love it. Maar Cade, Ja. snaaks genoeg, my seentjie. So as hy 'n liedjie op die radio hoor en hy sit backstage in die backseat, sal hy net begin met daai melodie, net in sekondes optel op die noot. So hy het definitief iets. As hy sy mond oopmaak, is dit vermaak, maar moet hom nie vra om dit te doen nie. Hy is nie daai ou wat op point gaan begin perform nie. Ek's ook nie. Ek hoor jou. Weird genoeg. Yes. Ek het nie so groot geword nie. Ek is eintlik baie skaam. En my seentjie ook. Jo, Groot of nie? Hier het julle dit die eerste keer hier op ontbytsake. Kyk daar in 'n skaam, teruggetrokke introvert. Tot 'n mate, Tot 'n mate, maar as ek op die verhoog kom, weet ek Dan wat is ek dit wil doen. ander, ja. En dan lewe ek my lewe en wat ek gebore was om te doen. Maar ek wil nie in 'n kamer inloop en al die spotlight is op my en ek doen bolle makiesies en goed in die kamer. Ja, en ek verstaan Ek dit. sien daai ou nie. Ek moet jou hierdie volgende vraag vra voor ons tyd amper op is. So ek het natuurlik as 'n voormalige netbalspeler het ons altyd langs die veld het ons gesing hop hop Spinnekop, die bal het in die gat gehop. Ek wil weet wat se inspirasie het netbal gehad op hop hop Spinnekop? Nee, geen inspirasie. Ag, nee. ek Jack. Maar luister, eerlikwaar, toe ons die demo doen vir Hop op Spinnekop. Ja. Ek het die liedjie in my bed geskryf en toe gaan ek oor na Ernst en Daniel Green en my skryfspan en ons sit daar en ons skryf die hele liedjie deur en ons doen 'n demo van Hop op Spinnekop. Want ek het op Wednesday op 'n movie ding gesien hoe Dance die Girl sê ek wil so 'n liedjie skryf. Skryf ek Hop op Spinnekop. En toe ons hom eintlik skryf en terugbring die demo terug, toe sê my dogtertjie vir my: "Pappa, op die netbalveld sê ons hop hop die bal het in die gat gehop. Ja. Hop op Spinnekop, die bal het in die gat gehop." Sê, well, there we go. Ek gaan dit climb, Kurt. I'm Climb climbing it. it. Ek gaan dit climb. Hop op Spinnekop te danke aan netbal. En natuurlijk. Vanessa Marie. En Vanessa Marie. Ek gaan dit climb. Alright, dan. Leon gesels later ook 'n bietjie met Kurt. Dit was baie lekker om met jou te gesels. Hoorie maar Kurt, okay, so ons is nou op die in die dit lekker man. Ons is op die in die bos tema. So ek wil nou sommer so 'n bietjie by jou hoor. Ek wil jy kom nou al van in die bos se tye. Dit is nou ons praat nou hier van donkie jare. Vertel ons so 'n bietjie van jou eerste ervarings. Het jy nie 'n stalkie of so vanuit jou oorsprong by in die bos? As Sandra sê vir my ek was nou al 14 keer by in die bos op die Hoofhoog. Ja. En ek onthou baie van hulle want elke jaar is maar spesiaal. Elke jaar is maar 'n tema en elke jaar is maar net dis in die bos. Ja. Vra vir enige kunstenaar in die bos, hulle wil by in die bos wees en dit is daar's hy. Daar's hy man. Wow. In jou prille jeug. So daai jaar daar 2005 ek dink dit was. 2005. Maar kom ek by in die bos, dat was my eerste in die bos. Ja. Dit was die tweede in die bos, maar dit was my eerste in die bos. Ja. En ek kom aan en jy weet obviously jare verander. Ja. Maar kom aan, ek's like, ek sien loslappie uit. Yes. Meisie. Lekker boys. Come on. Get that in one word. En ek kom aan die dorp in en ek vra ek sê vir my klankman, waar bly ek? Ja. Ek sê nee, hier by hierdie plek. Ek sê nee, dis 'n truck motel. Dis 'n trucker motel of iets. Ek sê geef maar 'n ou se nommer. Geef maar 'n ou se nommer wat my geboek het. Dis sy naam is Andy. Sê ek nie dis reg. Geef my sy nommer. Wie is hierdie Andy vent? Andy is goed daar nie. Sê ja, ek gaan dit goed. Welkom in Elspas. Nee, dankie. Hy is hierdie plek waar jy my ingeboek het. Ja, ek dink dit is verkeerd. Sien ek hy sê vir my, ja. Wat sê jy al die kunstenaars bly in verskillende plekke, Ja. weet.
dis 'n proper hotel. Ek sê nee, wel, ek voel nie so nie. But anyway, ek sê vir jy wat, Andy, ek wil my betaling hê voor ek optree. Ek Sommer net so. Ek ken nie hierdie in die bos ding nie. Ek wil my betaling hê voor ek optree. Sê. Hy vat so al so diep asem. Sê vir my, luister. Dink jy is Elton John? dis my eerste ervaring Wow. van Andy. That's amazing. Toe gaan kry ek op backstage Ja. voor ek gaan optree. Ek mos van Pretoria af. Ja. Kry ek op backstage, luister. Ons het so gelag daaroor. Nou as ons praat daaroor, kyk na daai is ons deur baie goed ek en Andy en Sandra en die hele span van In die Bos. Ons het selfs in die Bosveld gedoen op my plaas, my wildsplaas vir my 40ste verjaarsdag. Ja. En hulle het my gehelp om dit aan te bied. So ons het so goeie vriende geword. Nou as ek Andy sien, hy's regtig soos 'n mentor vir my. Hy is 'n wonderlike Soos Whitey Beson vir my geword het, soos my pa. Ja. En Andy is net een van daai ouens wat net jy voel net warm as jy hom sien. Ja. En dis hoe jy voel by In die Bos. Enige kunstenaar, hulle sê vir jou dis regtig vir my en ons doen baie verskillende feeste. En ek gaan nie ander feeste is fantasties, maar die gasvryheid wat jy ervaar as kunstenaar, maar ook besoeker aan die In die Bos is net op 'n ander level. Baie spesiaal. En hierdie jaar kry jy ook 'n lewenslange toewyding. Hulle vereer jou daarvoor vir die lewenslange toewyding aan Afrikaanse musiek. Ja, dis tyd. Ek dink dit is tyd. Ja, ek joke. Hulle het eintlik gelag toe hulle by bel en vra kan hulle dit al doen? Ja. Want ek's nog redelik aktief. Jy's nog besig. Dis sê ek yes, dit sal 'n groot eer wees want dis baie spesiaal om so 'n ere toekenning te kry op die hoërverhoog op die Saterdag aand. By spesifiek by In die Bos natuurlik. Spesifiek by In die Bos is vir my een van my hoogtepunte. So ek kan nie wag daarvoor nie. My hele familie gaan daar wees. Al my vriende gaan daar wees. Hulle het vir my 'n spesiale plekkie gemaak waar my vriende kan staan en wat ook al so lekker. Ek kan nie wag vir In die Bos nie. Ons ook nie. Ons kom kyk vir jou hierdie jaar. Dit is baie lekker om jou te hê. Ek los jou in die bekwame hande van nog 'n paar ander mense. Uiteindelik my beurt om met Kurt Darren, die kaptein, te gesels. Hoor jy het vroeg vanoggend al vir my geglimlag hier langs die pad iewers op 'n advertensiebord weer vir 'n ander fees. Dit lyk my nie jy het lus vir afskaal nie. Nee, ek wil nie. Ek sê hy's gevra deur 'n mede-kunstenaar. Aha, nie Leon nie. Nee, so 'n week terug. Ek hoor Leon sing my liedjies in die studio. Hy hop en hy loslap elke nou en dan as ek hom vang nie. Ja, dan gaan hy royalties betaal Ja. dat hy hop. Nee, ek love it. Nee, nee, ek weet nie. Is daar tyd verbonde? I don't know. Ja, Pavarotti het gesê hy sal maar doodgaan op die verhoog want hy het dit verdien, so jy het dit ook seker maar verdien. Ek geniet myself, jy weet, miskien die ding is ek jaag nie. Ek jaag niks nou nie. Ek wil niks bewys nie. Ek geniet myself. Vir my is dit so 'n passie op die stage te wees. Ek hoef niks te jaag nie. Ja, 20 jaar gelede dink ek was die eerste keer dat ek met jou onderhoud gedoen het. Toe het ek nog vir die openbare uitsaier gewerk. En intussen het jy 'n gesinsman geword. Dink jy dit het iets daarmee te doen dat jy nou sukses anders sien, want jy het gevind wat jy dalk na gejaag het? Wel, onthou my eerste treffer in hakies. Ek haat om liedjies treffers te noem, maar my eerste treffer was Meisie en dit was as jy dit uitwerk 'n kwart eeu terug. So it's that time. In daai tyd het ek was 31 dan. So op 31 my eerste treffer gehad. So jy het lank gewag vir daai ding en dan wil jy 'n bietjie vashou en miskien sien kan jy dit weer doen, wat ook al. En ek's baie gelukkig en dat ek lekker lang loopbaan gehad het want ek geniet dis die passie. Mense vir my baie, hoe kom jy elke week, hoe kom jy elke naweek by verskillende plekke aan? Dan sit Abu Dhabi en dan sit Jeffreys Bay En elke keer met dieselfde energie op die verhoog. Ja, nee, maar jy moet. Dink jy daar's deesdae 'n te kort pad na sukses of na die kolligte, want jy het social media, jy maak 'n video en dan kry jy 'n miljoen volgelinge dalk. Want jy het jou eie klank gedoen en klank rondgedra vir lank voordat jy 'n treffer gehad het. Mis ons nie iets nie. Ek dink is net anders nou. Ja. Ek dink is maklik om aandag te trek nou met 'n vinnige video op 'n TikTok of wat ook al. Maar ek het al daai goed wat is die Afrikaanse woord vir Sê Engels. embrace. Ja. Ontferm. Oor al daai goed deur die jare, jy weet, dit verander van tapes na CD's na streaming toe, na groot streaming toe. So ek dink jy moet dit maar net ontferm, jy weet. Jy moet dit maar net omarm en jy moet maar aanpas. Wat jy gedoen het. Ontarm is dit die woord, Ja. die woord. Maar ons gaan nou verder gesels.
Ek gesels verder met Kurt Darren. Kurt, ons het gepraat oor groot suksesse. Seker een van die wat op die lys moet wees was toe jy in Londen by Madiba se konsert gesing het as die enigste Suid-Afrikaanse kunstenaar en nogal 'n Afrikaanse kunstenaar. Wel nie sy enigste Suid-Afrikaanse, Johnny Clegg was saam, en dit was 'n groot deel, ons elke oggend ontbyt saam geëet. En dit was 'n lekker tyd, jy weet, met al daai supersterre op daai stage wat daar was, Will Smith en Annie Lennox en Peter Gabriel en almal, jy weet, ons was 2 weke almal saam en dit was baie lekker tyd en jy leer baie. Maar ja, natuurlik was dit 'n groot eer, jy weet. Maar wat het dit vir jou gesê, if anything, oor die fenomeen wat jy geword het toe al? Nee, want dit is nie meer genoeg om net talent te hê of goeie sake verduf nie. Jy moet van jouself 'n handelsmerk maak, dan kry jy volhoubaarheid in jou loopbaan. Het jy toe iets daarvan gevoel dat Jy het dit op die kop geslaan. Okay, ek het vir jou geantwoord. Het werk als hand in hand. Jy weet, as jy een ding jaag, dan gaan jy miskien fokus verloor op 'n ander ding. Maar ek dink jy weet, as jy jou loopbaan bou tot waar jy 'n handelsmerk is en mense begin jou liedjies speel, jou nooi na sulke goed toe en jou liedjies speel by die cricket in Pakistan en die wêreldbeker rugby toe en al daai tipe goed. Of sekere mense vra ander mense om te trou terwyl hulle paps op winterwater nat speel. Jy weet, het jy dit gebeur ook, ja. Dit is 'n mooi storie. Baie dankie vir dit. Ja, nee, dis net ek's so bly dat soveel van my liedjies speel 'n rol in iemand se lewe. Wat ook al dit was, as 'n verjaarsdag vir troue of 'n huweliksuitdenking of wat ook al. Jy weet, dis net vir my baie spesiaal want as ek sit om 'n liedjie te skryf, begin hy altyd as my eerste liefde 'n ballade. Enige liedjie, Kaptein, dan kan meisie kan op spinne kom, dit maak nie saak wat se liedjie dit was nie. Hy begin altyd as 'n ballade en dit was my groot liefde. En ballads is love songs. Ja. En dan word hy hierdie dansding. Jy het Engels en Afrikaans groot geword, volledig tweetalig. Jy kon Engelse gehore nagejaag het. Jy is bekend oor see. Daar's baie van jou liedjies wat ook in Duitsland en Nederland en so groot treffers is, maar hoekom het jy by Afrikaans gebly? Ek skryf lekker in Afrikaans. Kan dit nie verduidelik nie. As ons begin liedjies skryf, as ek afgaan Kaap toe of ons gaan Bosveld toe en ek begin skryf, dis die Afrikaanse woorde wat uit my mond uitvloei, jy weet, en ons skryf al die goed wat mense sal hopelik saam sing. So ek kan daai nie verduidelik. Dit is net in Afrikaans kan jy lyne gebruik wat jy nooit in Engels kan gebruik nie om goed te beskryf wat ook al is net dis hemel op Tafelberg. Daar is goud nou op die platteland. Beteken die koringlande is vol. Hoe sê jy dit in Engels? Die laaste vraag wat ek vir jou het, Kurt, en dis iets waaroor ek self al baie gewonder het. Kyk, ons kies om hierdie te doen in die kollege, nê, hierdie werk. Maar dan gebeur daar foute. As ek hier oor my woorde val, leef dit vir ewig. En jy as kunstenaar moes dit tog ook al beleef het in so 'n lang loopbaan. Wat het jy geleer oor foute in die kollege, die kritiek en hoe om dan aan te gaan en nog steeds suksesvol te wees? Wel, dis hoekom daai beginjare so belangrik is. Waar jy leer hoe om te werk met klank, jy leer om te werk met mense, jy leer om te werk as die krag afgaan, daai tipe goed en klein goedjies wat op die pad gebeur. So as goed gebeur in die lewe wat al gebeur het, en jy vergeet jou woorde van 'n anthem miskien of wat ook al, jy leer net hoe om dit mooi te hanteer dat dit nie jou legacy word dat mense jou net vir dit onthou nie. Hulle moet jou onthou vir die goeie werk wat jy gedoen het en die tyd wat jy spandeer het om te kom waar jy is. Ek het baie van my jeug opgegee om te weet waar ek is. So ek wil hê dit moet tel. So ek gaan nie daai foute maak nie. Jy is en bly die kaptein. Baie dankie dat jy vandag saam met ons kom kuier. Dit was 'n wonderlike voorreg.